Right, kom ons staan lekker saam. Kom ons staan saam. Wat? Nee, is aan. Ja, hy is nou aan jou. Hy is aan. Hy is nou af. Ja, hy is nou aan. Daai kant staan. Nee. Nee, is reg. Hoe kom ons gebeur sê? Ja, ons gaan nou net sit en dan gaan ons sit. Sing en sit. Okay. Here, baie dankie dat ons weer in hierdie nuwe jaar van 2026 as Focus Point by mekaar kan kom. Baie dankie. Dankie Here dat U ons elkeen het deurgedra tot hier waar ons vandag is. Yes, Lord. Ons bid en vra Here dat U wil absoluut sal geskied in hierdie groepie vanaand en Here dat U woord in ons harte sal plek vind om te gaan lê, Here Jesus, om te kan saad skiet en maak elke hart ontvanklik, Here Jesus. En sien U ook dan U sien in elk geval elke behoefte raak, want U het elkeen van ons geskape. En ek wil bid en vra Here dat hier vanaand antwoorde sal uitkom in die naam van Jesus Christus. En ons sê vir U baie dankie daarvoor. Amen. Okay, kom ons sing so 'n liedjie of twee saam. Maar ek wil eers begin met Amazing Grace. Iets wat hulle saam ken. Nee, daai Hy wil nie werk nie. Dit mag werk. As ek hom juist gebring, hy wil nie werk. Okay, kom ons sing Amazing Grace. Julle twee manne. Maar die tannie speel nog gewoonlik kan gee. Ja. Sorry. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Praise die Here. Saamgiet, kom, sien my. Dit is hierdie twee manne vra. Dan gaan julle lank wees hoor. Kom, wat sê jy wil jy sê? Tannie worship leader, wat moet ons speel? Ek moet afgesonder. Maar ons speel ook tannie kies. Kom sê nou as daar's krag, wonderbare krag. Tannie doen nou seer man. Kom. Ja. Ja, kom. Daar is krag, wonderbare krag. En die dierbare bloed van die Lam. Daar is krag, wonderbare krag. En die dierbare bloed van die Lam. Hier is die Lam, hier is die Lam. Kom voor het woord verlaat. Hij zal mij niet kracht betrachten, hij laat ons van de kant. Daar is kracht in Jezus bloed.
die naam. Ken jy nog? Ook F. Oké. Ek is verlos deur aan die naam. Verlos daarom sy naam so klein. Voor die heilige Heer, op my neerdaal, van vriendskap sing ek so bly. Ek is verlos deur die bloed van die naam. Verlos daarom sing ek so bly. Voor die heilige Heer, op my neerdaal, van vriendskap sing ek so bly. Ek is verlos deur die bloed van die Lam. Verlos daarom sing ek so bly. En deur die heilige Gees op my neerdaal, van vriendskap sing ek so bly. Ek verlos deur die bloed van die Lam. Verlos daarom sing ek so bly. Deur die heilige Gees op my neerdaal, van vriendskap sing ek so bly. Ek is verlos deur die bloed van die Lam. Verlos daarom sing ek so bly. En deur die heilige Gees op my neerdaal, van vriendskap sing ek so bly. Yes, hallelujah. Amen. Prys Here. Kom ons nou aan jou. Ek dis waar. Ja, okay. Ek Hy is in C. ja, is goed. Dis waar. Ja. Dis waar. O, ek weet dis waar. Dis binne die hemel en ek weet die Here is waar. Dis waar. O, ek weet dis waar. Dis binne die hemel en ek weet die Here is waar. Dis waar. O, ek weet dis waar. Dis binne die hemel en ek weet die Here is waar. Dis waar. O, ek weet dis waar. Dis binne die hemel en ek weet die Here is waar. Dis waar. O, dis waar. Ek weet die Here is waar. Dis binne die hemel en ek weet die Here is waar. Dis waar. O, ek weet halleluja. Dis binne die hemel en ek weet die Here is waar. Dis waar. O, ek weet dis waar. Dis binne die hemel en ek weet die Here is waar. Hoor, amen. Prys die Here. Is julle moeg? Sien al die vingers aan hierdie kant. Kan ons sing because he lives? Ja, maar dis nou staat. Ons moet vinnig Wil sê. jy nog vinnig sing? Ja, okay, because he lives. Maar vinnig, né? Because he lives. Seriously? Ja. Okay, koos hom because he lives. Maar wil julle aanmoedig as julle kom maar sit as julle wil sit, hoor. Kom steek ons hande op. Wat ek kies van julle. Kom ek weet ek het Hy speel 'n man. ek het hy 15 hier, so ek weet nie. Because he lives. Nou, sit dan vir 'n bietjie lang. I can face tomorrow because he lives. All fear is gone because I know, yes I know, he holds the future. And life is
making, to the great I am. To you I sing, for you're the one who reigns within my heart. And I will serve no foreign God, nor any other praise. Yes, Lord. For you are my heart's desire. Your spirit without measure. Unto your name I will bring my sacrifice. Unto your name I will bring my sacrifice. Unto your name I will bring my sacrifice. Yes, Lord, we worship you. Oh my God, we worship you, Lord. You're worthy to be praised. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In the name of Jesus. Thank you, Koning Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus. Praise you now. Praise you now. Yes, yes. Karavana Vasike, Vakusa, Saravana Oh, stier die Here. Kom ons aan met terwyl vir ons sing. Yes. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Raak ons uit vanavond, my Jesus. Dank u, Koning Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Ons lief vir die waarde om met te word. Dank u, Koning Jesus. Hallelujah. Dis nou lekker. Amen. Ons hoor gou-gou, is daar enige getuienis nou wat jy sal sê wat die Here vir ons gedoen het die week? Baie. God is groot, hy doen baie. En nog elke dag opstaan. Hy doen net wat saak maak. Ja. So kyk, JJ, dis nou 76 en wat 'n werk verrig ek elke dag. En weet jy hoe goed is die Here vir my, met my ou seerpoot en al. Nee, maar as ek my kry, dan se kop hulle. Ek sê vir hom, Johan, weet jy, ek sal nie gaan lê nie. Ja. Gras sny ek vir hom.
werk ek. As ek dan maar sien hoe hierdie jong mense party wil nie werk nie, dan dink ek, Here, wat 'n voorreg. Amen. Here, dit is 'n voorreg. Dit is 'n voorreg. Wat ja. 'n voorreg is hulle. Ja. Ja, nee, dit is 'n voorreg. Ja, reg, 'n voorreg. Ek wil ook vir die Here sê dankie. Vanmiddag se kant hier by 12:00 bel ek my man, ek sê vir hom, ek is nou sommer heel moeg. Ja, presies. Ek so moeg, ek wil huilig want ek moeg is. En toe ek neersit, toe kom dit net by my op waar die Here in Jesaja vir ons sê, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Nuwe krag. Hulle sal wandel en word nie moeg nie en hulle sal hardloop en word nie mat nie, die wat op die Here wag. En toe besef ek net, ons is so maklik om te kla en ons is moeg, ons mag moeg wees. Maar die Here gee vir ons die nuwe krag om aan te gaan. Amen. Ja, nog wat? Ek het minder hoofpyn as gister, nee. Amen. Ek hoor gaan. Ja. Ek ken dit ook. Dit is gewoon vandag. In een gister, nee. Ons moet goed Ek weet sy skrik, hy is nie hoe skrik nie. Nee, want jy ook asemhaal. Maar die Here is Maar die hoofpyn is daarom nou minder. Amen. Sê jy ons bly daar in Koedespoort. Ek en hom Johan bly daar by die bevelvoerder van die polisie, swart man in 'n groot wien. Pragtige plek. Man, en daar het ek nie eie naaihuis nie. Daar's nie geld nie. Nou daai klip daar is hierdie leiklip wat soos fyn gebreek is, daar kan niks groei nie. En ek loop en ek sê, Here, ek het eie nodig. Asseblief, ek het 'n eie nodig. Man en JJ toe so by daai lamppaal kom. Staan daar 'n uitjie tussen daai klippe. Hy is seker so groot as my naam. Dit reg op. Tussen daai klippe, is dit nie God nie. Amen. Ek het gevra vir hy. Ja. Here sal voorsien. Here sal Maar voorsien. dit is 'n wonderwerk daai hoor. Ja, Tussen die klippe. ons kort en vandag lewe kort ons onwerke en al die goeders. Ons het dit nodig. Ons het dit nodig. So, okay. Ek gaan vir pastoor Wynand vra, ek gaan vra hy met so 'n woordjie net vir ons bedien. Kom ons luister wat die Here vir hom gegee het. En ons werk saam, ons kyk of wat gebeur. Dankie pastoor Wynand. Jy kan sit, jy kan staan, jy kan hardloop. En dan daar staan. Jy kan maar hier staan. Van my daai kant ook op. Daar by jou. Ja. Okay. Ek gaan sommer hier staan. Ja. Prys die Here. Amen. JJ. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg. Toe pastoor JJ vir my vra om die woord te bedien toe ek sou op 'n ander plek moet staan want daai lig daar agter Ja, hy Ja, maar hier's krap geen. alles om my. Toe begin die Here met my werk oor lofprysing en aanbidding. Dis een vak wat nogal vir my baie na in die hart lê. En ek is baie erg oor die boek van Psalms en Jesaja en daar kom kosbaarhede daar uit, die Samuel en die kronieke en konings, daar kom kosbaarhede daar uit van hoe die Here God mense gebruik om sy werk te doen. Ek sê altyd as jou omstandighede so groot is dat dit voel of hierdie klip wat jy dra te swaar raak, begin lofprys en aanbid. Ja. Want die skrif sê in Psalm 22, hy sê hy is die Here God wat sy woning maak onder die lofsange van Israel. En baie mense wil dit nie erken nie, baie mense wil dit vir ons is Israel. Ons is die geestelike kinders, die geestelike afstammelinge van Israel. Ons is, omdat die dag toe ons deur die bad van wedergeboorte gaan het ons familie geword, het ons kinders geword, het ons mede-erfgename geword. En daarom sê hy, wanneer die omstandighede so groot is, begin my lofprys, begin my prys, begin my aanbid. En ek herinner my elke keer aan wanneer die Here Israel uit
uit 'n situasie uitgegaan het, dan het hulle met tamboeryne gespeel en hulle het siters en harpe en ek dink as daar gitare was, het hulle gitare wat ek kyk nou die dag na Joshua Eyren Ja. met al daai snaakse musiekinstrumente. As hy dit hierso neersit, lyk dit prehistories teen wat ons het. Maar weet wat die skrif sê, alle volke klap met die hande. Juig tot eer van die Here met 'n stem van gejubel. Psalm 47. En dan is daar 'n ander psalm wat sê met snaarinstrumente, met 10 snare en met laat alles wat asem het die Here loof. En ek het so vinnig net so 'n bietjie gesit en hoor wat sê hy hierso in Psalm 19. Hy sê die hemele vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Die een dag stort vir die ander 'n boodskap uit en die een nag kondig vir die ander kennis aan. Daar is geen spraak en daar is geen woorde nie. Onhoorbaar is hulle stem. Hulle meetsnoere gaan uit oor die hele aarde en hulle woorde word tot by die einde van die wêreld. Vir die son het hy daarin 'n tent gemaak. En die is soos 'n bruidegom wat uitgaan uit sy slaapkamer. Hy is bly soos 'n held om op die pad te loop. Hoor mooi. Die een dag stort vir die ander dag. Daar is nie 'n situasie waar daar 'n gaping is tussen 1 sekond en 'n ander sekond nie. Wanneer die nag aanbreek, dan hardloop hy van sekonde na sekonde en hy breek. En onmiddellik gebeur die volgende. Dan kom die aand. Net so met die aand, as hy klaar is en hy maak klaar, dan breek die son deur. En hierdie son van geregtigheid is so groot en die getuienis rondom dit wat God doen. Hy sê die hele skepping wag met reikhalsende verlange na die openbaarmaking van die kinders van God. Dis ons. Die skepping wag dat ons moet op ons voete staan. Pastoor het die ander dag gepreek, Esegiel 37. Oor Esegiel wat oor die doodsbeendere moet profeteer. Suid-Afrika lê vol doodsbeendere, vol kinders van die Here wat eintlik doodsbeendere is. Daar is iemand moet begin profeteer en begin spreek en lewe spreek. Want daar is te veel mense wat doemprofete is. Dit het tyd geword dat die kinders van God mekaar moet aanmoedig, moet optel, moet aanmoedig, moet inpraat. Hoe sê hulle, Pastoor JJ? Jy moet in hom inspreek, jy moet lewe in hom inspreek, want daar is lewe en daar's lewe in oorvloed. Die Here sê hy het gekom sodat ons lewe en oorvloed daarvan kan hê. Amen. Ons is nie doodsbeendere nie. Toe ons in die wêreld was en ons in 'n dooie toestand was, toe kom God, toe spreek hy lewe. Hoor mooi, toe spreek hy lewe. En elke been het by sy been gekom, en elke seëning het by sy seëning, en elke vleis by sy, maar hulle het nie gees gehad nie. Daarom sê die Here, proklameer, spreek lewe. Kom vanaand en kom op 'n punt wat, wanneer jou situasie voor jou staan, moenie omdraai nie, spreek lewe. As jy Sondagoggend gepreek en gesê, toe koning Dawid 'n jong man was voor Goliat, sê die skrif, en Goliat het uitbeweeg, en koning Dawid het gou gehardloop. Hoor mooi, hy het gou gehardloop na die slagveld toe. Hoekom? Want hy wou in gereedheid kom, vir wanneer daai groot reus by hom kom, dat hy reg is, om dit wat God, die potensiaal wat die Here in hom gestel het, tentoon te stel. Hoor mooi, jy het potensiaal in jou. Hoor wat sê hy hierso. Hy sê die hemele vertel die eer van God en die uitspansel
verkondig sy die werke van sy hande. Hoekom nie ons nie? Ek luister na wat kan jy sê, nou moet hy die meneer af. En hy praat oor die kosmos en al hierdie goeders en hy sê as jy 'n mikrofoon vat en jy hou hom daar buite in die buitenste ruim, dan hoor jy hoe die planete en die sonnestelsel met mekaar praat. Want as daar 'n klankie is, dan weergalm hy tussen almal. Want hy vertel die grootheid en die goedheid van die Here. Wanneer jy omstandighede wil neerdruk, is dit jou beste plek om jou hande uit te steek en te sê, Here, hier is ek. Nou gaan ek U loof en prys. En ek gaan uit my omstandighede uit lofprys tot in 'n oorwinningsposisie. Want ons is nie verloorders nie. Want Filippense 3:14 sê ons is meer as oorwinnaars. Meer as. En hy sê ek is tot alles in staat. Die Filippense 3:14 sê ek is tot alles in staat. Maar as die skrif wat sê ons is meer as oorwinnaars deur Christus wat ons die krag gee. Hoekom wil jy soos 'n verloorder wees? Hoekom wil jy op moedsverlore se vlakte sit? Ek wil iets gesê het, maar ek voel vanaand is jou aand om jou uit jou situasie uit te lofprys. Onder jou omstandighede uit. Hoor mooi, ek gaan dit sê. Ek het iemand geken jare terug. Julle het al geken. As jy vra hoe gaan dit sê, onder omstandighede. Tot eendag toe is ek redelik sterk opgewerk. En sy sê weer, onder omstandighede, ek sê, kom uit onder daai omstandighede, dit is goed wat jou vashou. Jou omstandighede hou jou vas. Kom uit daar, lofprys en dan bid jou onder jou omstandighede uit, tot in 'n oorwinningsposisie. Daar waar die Here God jou wil hê, waar jy jou kan gebruik as 'n magtige kruisheld, as 'n oorlogsheld, as 'n dapper held. Ek lees gisterand in Joshua. Ag in nou sê. Rigter 6. Hoor mooi wat sê in Rigter 6. In Rigter 6 kom hy en Gideon is in die paarskuip. Hy kruip weg vir die Ammoniete en die Moabiete en goed. En al die ouens wat elke jaar as hulle lande geplant en dan kom hierdie ouens en plunder hulle alles, brand alles af, maak alles. Die vyand het gekom om te slag en te steel en te verwoes. En Gideon is in 'n paarskuip. En hy trap die koring uit, want hulle kan dit nie op die dorsvloer uitslaan nie. Want hierdie ouens kom verby, hulle skep alles op, daar niks is vir die volk nie. Hoor mooi wat sê hy, en sê, en die engel van die Here kom by hom. Sê vir hom, dapper held. En hy antwoord, hy sê, hoe kan jy sê ek is 'n dapper held? Ek is die geringste van die geringstes. En as jy 2 verse verder lees, dan sê die Here het hom gesê dapper held. So hierdie engel van die Here, wat homself gemanifesteer het as 'n engel van die Here, 2 verse verder identifiseer hy homself as dieselfde een wat met Gideon gepraat het. Hoekom nie met ons nie? Ons het 'n koning. Ons het 'n God wat met ons bemoeienis maak. Ons het 'n God wat uitstap en sê, wanneer jy in jou swakste omstandighede sal ek my hand uitstek as jy optel. En jou plaas op hoë hoogtes. Ek wil vanaand kom stir in jou hart. Wanneer jy voel, jy kan lekker musiek maak, Wanneer jy voel vanaand, Pastor Sarita, wanneer jy voel vanaand, tot jou moeg is moeg, kom sit agter jou keyboard en begin God net loof en prys. Begin net saggies met lofprysing en aanbidding. En wanneer die salwing so in beweeg en jy voel hom op jou vel, jy voel hom in jou binneste, dit voel naderhand asof jou vleis van jou bene afklim, soos wat die salwing van die Heilige Gees teenwoordig raak. Dan weet jy, jou deurbraak en jou uitkoms
is nie verder as 'n tree nie. Jou deurbraak en jou uitkoms is hier. Jou moeg, wat moeg was, spring op. Amen. Daar's 'n skrif in die Bybel wat sê, my gees spring op in my om God te loof en te aanbid. Amen. Amen. Lekker. Dit laat my dink toe ek in 'n hospitaal was. Self hulle het my gediagnoseer met blaaskanker. Hulle sê ons gaan jou blaas uithaal en vir jou 'n sakkie aansit. Ek sê nie in. Waarvan praat jy? Hy sê hoe meen jy nou? Ek sê ek het nie blaaskanker nie. Hy sê nou ons gaan kyk nou. Vat my maar doen 'n scan aan my van my kop tot my tone, geen kanker nie. Hy sê nou, hoe kry jy dit terug? Ek sê ek het die Here gevra om my te help. Ek sê en ek het geglo hy sal. Ja. Ek het nie glo niks vir jou nie help nie. Amen. Net met hom wat sy been afgesit is en ek en my ou sleepvoetjies. Of wat ek daai selfoon van ons verleen daar in die bed. Ja, okay, my selfoon het nou geplaas. Nou al hierdie Christelike liedjies, dan begin ek en my luister. Weet jy wat, jy vergeet van jou pyn. Ja. Hy vat jou pyn weg. Amen. Jy ken nie daai pyn nie, daar's niks. Die Here is allemaal goed vir ons, weet jy. Die Here is goed. Baie. Kyk, ek dink ons sit in elk geval in 'n situasie in die wêreld vandag. Ons vertrou nie meer God se krag nie. Ons Herman het so rukkie bedien oor, ons almal weet dit dat die werke van 'n apostel kan jy sien waar daar krag is en daar's genesing en al die goed. Nou vra ek my die vraag af. Nou as ons nou sê ons het daai krag en daai mag en ons is daai apostel of disipel of wat dit ook al is. Nee, hoekom gebeur dit nie? Hoekom moet ons sukkel? Hoekom sit ons in daai situasie dat ons elke keer sê maar die woord van die Here sê, maar ons glo nie wat die woord van die Here sê. Nou as jy kyk na hierdie skrifgie wat die pastoor gelees het, die hemel vertel die eer van God. Hoekom sal die hemel dit vertel? Ons is veronderstel om dit te vertel. Ek dink jy het dit gesê hoor. Ons is veronderstel om ook te kan sê, en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. As ons hier sit, soos gisteravond toe ek nou 'n bietjie daar by die deur staan, hier so 2 vanoggend, ek kyk so uit, ek sien die helder sterre, en weet ek nog steeds my Here se beheer. Want daai ster wat daar blink, of daai komeet, of wat dit ook al is, planeet wat daar is, wat sy lig skyn, wat deur die son wat op ons skyn, sy lig gee, sê net dat die son van geregtigheid, God is nog steeds in beheer. Hy gee nog lig vir alles. Maak saak of daar nog ander planete, ander sonnestelsels, maar vir ons is hierdie hemele wat ons kan sien, wat ons voel, dit moet ons kan wakker skud om te kan sê, luister, ons het 'n God wat ons aanbid. As jy kyk na wat in die wêreld vandag gebeur met die oorlog wat ons oor praat, hoe meer Donald Trump dinge doen, hoe meer gewild word. En al sê die mense, nee maar, hulle gaan hom uithaal. Hy word gewild. En Amerika word great. Tot op 'n punt. Maar die oomblik wanneer jy te veel van jouself in jou het, wie verkondig jy? Jy kan in 'n kerk ook sien. As daai pastoor daarvoor staan, is net hy. Dis net hy. Niemand anders sien, dis net hy. En elkeen van ons wat hier is soos 'n sterretjie wat daar blink in die hemel. Ons is 'n ster op hierdie planeet of 'n wese wat God hier geplaas het om juis te kan verkondig die guns en alles wat wat is. Wat sê julle nou sê? Kom ons bespreek hierdie vers. Die hemele vertel die Here die eer van God en die uitspansel verkondig die werke van sy hande. Hy sê in vers 3 sê die een dag stort vir die ander 'n boodskap uit. En wat 'n boodskap kan ons uitstort? Wat dink julle? Kom ons hoor. Dis 2 of 3. Ons moet die boodskap van Jesus Christus Maar wat? uitstort, maar ek dink ons doen dit nie. Ons soos pastoor Wynand gesê het, is te maklik om te kla onder omstandighede. Ek het dan
weet dit. O, Ja. Ja. So dis makliker om dit klaar om te sê, o, die Here is groot, die Here is goed, die Here doen dit. So ek dink mense val maklik in daai groef van om te kla. Eerder as om God se grootheid te gaan sê. So Sondag, ek kan nie regtig kerk toe gaan nie. Jy weet omstandighede. Ek het eerste wat ingegeet as gevolg van 'n nuwe wat ek leer. Dan kan ek nie baie loop nie en ek kan nie trappe klim nie. So ek moet nou nog by die huis sit. Sy soek 'n lift. Ek sit hulle. Maar my buurvrou is vol seere uitgestaan van haar kop af tot onder haar voete. Mense, julle wil nie daai vrou vir Johan, julle wil nie daai vrou sien nie. Ek het so gehuil al. En Sondagoggend sê die Here vir my, gaan na daai vrou toe. Weet jy, niemand wil by haar kom want sy is malaats. Niemand wil haar ken nie. Mense, julle het nog nie 'n mens gesien wat ellende is. Sy is so vereensaam. En ek stap daar in en ek sê vir haar, die Here sê ek nie glo nie. Maar as jy nie glo nie, kan die Here jou net so ontmaak nie. En ek bid vir hy vrou, weet jy dat ek so onder die salwing kom, ek is 'n hoendervleis. Sy huil nader. Maar glo sy werklik? Ek glo die Here kan haar gesond maak, hoeveel keer het hy my gesond gemaak. Sy glo dat sy gesond. En weet jy, en vanoggend toe kom sy daar aangestap, sy sê Marie, ek voel beter. Net van foto's neem, want die suster wil haar nou dat opneem, want sy lyk regtig baie sleg. Dit is regtig, dit is trane daai werk. Sy is heeltemal, niemand kom by haar nie, want sy is mos daar aansteeklik. Sy het aan die kleur. Ja, en dan, sy het haar voet gebreek, die tone staan so oop. Niemand wil haar help nie. Ek sê nou eendag vir Johan, hoorie so, ek het verbande, oor ek my toon gebreek het. Ek het verbande, ek gaan vir twee verbande gee. Want niemand gee om nie. Winkels toe, sy gaan, niemand gee om nie, sy kan nie loop nie. Ek sê vir jou, ek gaan net 'n lang broek aantrek, so pad, ek gaan saam met jou. Ons twee krippels is die wijntjie en dan gaat ons werk. Ek sê vir ons doen, ons gaan shop. En sy het dit so waardeer. Ja, dis 'n manier van, soos wat hier so sê, om 'n boodskap uit te gee. Om te sê, hoor, ons gee om. Ja, En sy so, sê jy is die die enigste liefde een van op die Here. hierdie hele perseel. Ja. 36 huise. Die enigste persoon wat vra het ek hulp nodig. Ja. Die touwe, Here bly 36 huise. As 'n wetenskap, so En so aftree. Nou, As hy- alles gaan nou verkeerd aan. Ons het elke donderdag kerk gehad daar. Verskillende ouens van bedien en so aan, maar hulle het dit nou gestop. Daar was pastoor eendag gepreek het daar. Ja. Hulle was so, kyk nou weet ek. En was dit Jerry, was jy, wat se boodskap dink jy kan jy nog uitstop? Vir iemand anders buitekant. Ja. Ja, hy sê, O, wat dink pastoor Jerry, wat kan 'n mens nog uitstort daar buite? wat se boodskap? Wat 'n boodskap vir die mense? Ag, is net om jou 'n disipel te wees. Soos die Here sê. Kry mense in, bring hulle in, leer hulle. Amen. En dit is waar die beginpunt is om hulle te leer en vas te staan. Ja. Want ek glo wat die Here sê, nie wat mense sê nie, maar wat die Here sê. Ja, ek dink Hy het gelede nog. Ja. Ek wil nog een trapie terug gaan met ons, want ek wou iets vir daai spesifieke vers sê. Die vers sê, stuur julle uit, gaan na alle nasies en verkondig die goeie nuus. Hoor jy hulle weer? Verkondig die goeie nuus. Maar sluit ook daarbij aan, die vers het sê, hy het ook vir die disciples toe hulle stuur gesê, moenie bevrees nie, want julle gaan groter dinge doen as ek. En dis wat ons vergeet. Hy het ons klaar die mag gegee om groter dinge te doen as wat hy op aarde gedoen het. Amen. Ons kan nie vir nuus gaan verkondig, ons kan nie werke gaan verrig, dis ons wat nie glo om dit te kan doen nie. Yes.
Okay, maar hoekom doen ons dit nie? Wat dink jy, hoekom doen ons dit nie? Want ons trek die nuwe Suid-Afrika op onsself. Ons glo. Dis letterlik. Ja. Dis letterlik, wat is so? Wat die mense mentaliteit deesdae. Hoekom moet ek dit gaan doen? Wat het daai ooit vir my gedoen? Of Ja. hoekom moet ek nou daar toe gaan? Ja, sê, dis net so veel werk. Kyk, Pastor Jerry sê ons het daai tyd saam met hulle 'n bietjie uitreiking gedoen. Ons Hy doen doen nog uitreiking. baie uitreiking. Hæ? Pastoor Jerry doen nog baie uitreiking. Ja, nee, maar praat van dit wat ons saam gedoen het. Ja. Nee, by die winkel. Sommige by die winkel gaan stop. Dis wat ek laas jaar vir jou ouens gesê het. Ons moet uitgaan. Ons sit ons op buitekant op die straat se hoeke. Ons moet dit daar gaan doen. Nee? Maar ek verstaan as daar mense is wat nie ver kan loop byvoorbeeld, jy weet? Aan die sonkant. Ja, maar ons kan dit nog steeds doen. Dis om die woord van die Here uit Maar te wat is ons tannie? Presies Daar dit. wetenskap was 36 is. Een hy stel belang in die krankheid. Dit is so. Ja. 35 ander eenhede stel glad nie belang oor daaraan gaan. En dit is waar die swakheid inkom. Ja, dit hulle eie dinge. Dis waar die ding inkom. Dit Baie is van waar. hulle kom daar en sê Imagine die gelowiges was 35 huise wat belang gestel het en een wat nie belang. Hy sê mos wanneer die gelowiges bymekaar kom. Wanneer ons bymekaar kom, elkeen een van ons iets om te kan doen. Ons almal gaan nie uitreiking doen nie. Ons almal gaan nie preek nie, ons almal gaan nie sing nie. Maar ons kan iets doen. Ons kan iets doen. Gewilligheid. Ja. Gewilligheid is 'n groot ding. Keuse om dit te doen. Ja. Kyk ja, die ander ding is dat jy kan nie ek sê nou vir julle, okay, nooi gou vir my net 1 of 2 mense vir volgende week se stel of 'n Sondag se kerk. Jy gaan nooi, nê, en dan gaan jy dit los. Ek het baie mense genooi. Ek het geweet van hulle gaan nie kom nie. Ek weet dit. Maar die wat hier is jou ouens wat jy moet wees. Maar ons moet daai ouens, nou ek vra vir die Here, maar hoe gaan ons hierdie ouens kry om nie net op 'n Sondag kerk toe te gaan nie. Ek wil sien wat gaan gebeur as die staat besluit daar word meer kerk gehou nie. Ja, Dus dis 'n in 'n kerk. Wonder waar gaan ons dan heen? Kyk wat gebeur nou in Nigeria. Ja, Het 'n verskriklike herlewing ja. as gevolg van Vervolging. Ja, Dis die groot ding. Almal sê herlewing, né? Maar ek het eendag na 'n groot getuienis geluister van 'n ou in ek dink amper dis 'n Indiese land soos Irak of so. Waar hulle ook nie mag die Here dien. En hy het gesê al wanneer herlewing kan plaasvind is as daar vervolging is. So is jy bereid om die vervolging te hanteer om herlewing te sien. Maar ek dink ons Suid-Afrikaners is baie gemaklik. te gerus. Ons is en gemaklik want ons het daar so ek het skool gegee en daar was 'n swart mamma en sy het haar man was ook 'n pastoor, hulle het tot bekering gekom en sy het vir my gesê Teacher Sorita, julle ken nie die geesteswêreld soos ons dit ken nie. Hulle ken die donker kant. Ons ken net die ligte kant. Ons word groot met God in ons huis. Afgesien of jy nou NG Kerk of wat se kerk ook al is, word jy geleer daar's 'n God en hy gaan jou help en hy is daar vir jou. Dis baie min wat jy die donker gedeelte van witchcraft en voorvadergeeste en daai tipe dinge leer. Ons leer dit nie sommer nie. En sy het gesê as God jou daar uitgehaal het, is dit baie moeilik om terug te gaan donker kant toe. Want jy weet waar jy was, maar jy weet waar jy nou. Waar ons het miskien 'n sondige lewe soos van ons het gedrink en ons het gerook en ons het gaan dans en ons het al daai goed gedoen. So is vir ons makliker om terug te gaan na daai lewe toe, want dit is nie so donker soos hulle sinne was nie. So dit is nog vir ons 'n aantrekkingskrag. En ek dink net ons is te gemaklik nog waar ons is. Ons het lui geword. Ja, want nou dat my dink, die klaar gepraat. Ja. Laat my dink aan toe die mense deur die woestyn getrek het. Dit begin so moeilik raak vir hulle, nê. Dieselfde goed wat hulle moet eet en drink en so aan. As hulle nie tevrede met God se woord, die brood. En toe hulle die vleis kry, toe later aan is dit ook nie goed gedoen. Ja. Totdat hy die rots moet gaan slaan, om ongehoorsaam te wees,
Maar as die mense wat hom die nette erin gemaak het, Ja, is so. nie hy homself nie. Die ding is, waarom verlang jy terug na Egipte se potte toe? Dit was lekkerder daar. Ja, Dis lekkerder om in die donker te wees, want jy kan die kat miskien nie. ja. Maar as jy uit die donkerte uitkom na die lig toe, dan sê die Here, Is so. oppas, jy gaan vervolg word. Is Ja, maar so. dan gaan die Hy mense het my sien. gehaat, so hulle sal julle ook Is so. haat. Is so. Die Bybel sê so. En ek dink net ek en jy praat baie daaroor. Wie is ons om te dink ons gaan nie sleg gesê word of vervolg word Ja. nie. Baie mense wil half net people pleasers wees. Maar jy kan dit nie wees as jy 'n kind van die Here is nie. So die Here sê hy self is uitgeskel vir 'n dronkaard en 'n wynsuiper en 'n oorreder. So wat maak ons beter as God om nie daardeur te gaan nie? So baie keer as 'n mens sleg gesê word deur mense of daar word stories versprei wat dalk nie eens waar is nie en dan is ons maklik om te sensitief te wees daaroor. Maar die Here sê, hy moes daardeur presies dit wat pastoor nou sê. Hy moes daardeur gaan, so wat maak ons beter om nie daardeur te gaan nie? Nou hoe kan ons sê ons is 'n stad bo op die hemel en ons moet die lig dra, maar ons dra dit nie. Ja. Dan is dit soos hoe Suid-Afrika nou is. Yes. Hulle het meer load shedding tussen die Christene as wat hulle load shedding tussen die donker Dit het. is so. Ons moet die lig wees. Ek dink hy skryf wat hy skryf sê ook iewers maar daar's moenie 'n maatemmer op hom sit nie, né? Ja. Ek dink die maatemmer is die wêreld se sisteme. Matteus 5 en 6. Sê Ja. weer? Ja. Matteus 5 en 6. Ja. Ja. Dis daai stelsel wat in die wêreld kom wat soos wat hy nou gesê het, hoekom moet ek worry daaroor? Ja. Weet hoekom moet ek sel toe gaan? Hoekom moet ek Sondag kerk toe gaan? Verstaan? Ja, hoekom moet ek die Here met iemand deel? Ja, hoekom moet ek gaan praat? Maar hoe gaan hulle hoor as daar nie As niemand prediker is? praat, Ja, ja. maar die Ons ding sy is prediker. ja, alles daar. Maar moet dan maar ons moet ek sê altyd vir mense en dis wat ek vir baie pastore sê. Dan kom ek by hulle kerk en gaan besoek ons aan. Dan vra ek vir die pastoor, "Hoe gaan dit by jou kerk?" "Nee, ek is maar happy met my 12 mense in die kerk." Kerk kan oor die 500 mense vat. Né? Nou hoor ek hy doen nie uitreikings nie, hy doen niks nie. Hy's happy met sy 12 mense want hy kry sy geldjie. Hoor wat ek sê, hy kry sy geldjie. Toe sê ek vir hom, "Oké, wat is die probleem?" Hy sê, "Ja, ek sukkel met dit, ek sukkel met kinderkerk, ek sukkel met dit." Ek sê, "Wow, oké. Gee vir my 'n oplossing. Wat gaan jy doen om dit te doen? Ek soek 'n oplossing. Moenie kom moan die hele tyd oor dit en dit en dit nie. Wat is die oplossing? Soos jy nou sê, waar is die mense? Hoor wat ek sê, waar is die mense? Ons gaan kerk toe. Jy weet self, jy gaan kerk toe, maar jy wil meer doen vir die werk van die Here. Wat gebeur? Die leierskap skiet jou af. Jy moet maak soos wat hy sê. Né? Want die Here het nie so gesê, hy het gesê gaan jy as leier gaan maak disippels, leer hom alles te onthou, gaan dan heen. Nee, maar ons moet elke Sondag in die kerk wees. En dis hoekom ek en my vrou, ons wil nie meer kerk nie. Hoor wat ek sê. Ons help daar uit en ons wil die musiek doen en ons wil kyk wat gaan gebeur en ons wil uitgaan. Ek wil nie net op die plot doen. Hoor wat jy nou sê. As hierso Mag nie Wat sê ek? ophou nie. Dat Ja, is toch- ons mag nie. Ja. Ek dink net Nee, wat mense- help het jy te dooie see, al die water tap daarin en dit word nou sout. Ja. So daai dooie see is veronderstel om begin in die Here te kry. Ja. So ek het nou vandag gesien dat ek kom by die huis ek sien jy my hart het eintlik so gebreek vir die vroutjie, maar ek vat 'n kind na 'n klas toe en ek sien daar in 'n hoekie staan 'n mamma, maar sy ruk soos wat sy huil. Daar een kant, sy probeer nou dat iemand my nie sien nie, maar my oog vang haar en ek stap toe ek die kind in die klas het gaan ek terug, loop ek uit en ek roep haar, ek sê vir haar wat is fout en sy praat met my en sy sê vir my wat het nou in haar lewe gebeur. En jy kan haar lewensmoegheid so in haar sien en sy sê vir my, I just want a cup of coffee. Oh. I just want to sit down and don't think about what's happening in my life. En ek sê vir haar, nee, die Here is die antwoord, maar kom ek gaan vir jou koffie gee. Daai verbasing, daai van, gaan jy nou regtig vir my koffie gee? Gaan jy net daai bietjie omgee? Mense is honger vir omgee en vir God se liefde en vir God.
Maar ons wat dit moet gee, ons hou ons blind. Ek kon net sowel daar verby geloop het en nie ge-worry het oor haar vandag nie. Want ek het baie werk. En ek het baie, dis haastig die hele tyd. Maar sy het nodig gehad om daai, al is dit net daai van kom ek gaan vir jou 'n koppie koffie Jy was maak. die Samaritaan in die hele Ja, maar ek meen maar net dis iets kleins. Maar sy, dit was vir haar Dit was waar. groot. En ek dink net dis soos met ons gaan dit op partykeer. So partykeer voel dit net jy wil net hê iemand moet vir sê alles gaan oukei wees. Maar dis presies wat pastoor Jerry sê, die mense wil dit net nie meer doen nie. Jy wil nie meer uitreik nie en jy wil nie meer Ons Ja. grootste fout ook in vandag se lewe is wanneer ons met 'n sondaar daar buite praat. Dan wil jy dan oordeel jy hom onmiddellik oor ja. die toestand wat hy in is. Ja. Nee, dis wat gebeur buitekant. Dis hoekom die kerk nie survive nie. Jy weet, daar is nie lewe in die kerk nie. In plaas dat jy want Sorita soos hy sê, sy kon nie omgegee oor die vrou. Maar so wat jy sê, dan moet 'n uitloop kom. En daai uitloop was net gesê hoor hierso maar ek gaan vir jou koffie. Weet en daai was 'n deur vir haar gewees om met die vrou te praat oor die Here. Dis nie te sê daai vrou moet na ons kerk toe kom. Ja. Sy moet 'n verhouding met die Skepper hê en dan moet sy by 'n plek uitkom wat die waarheid het. Nou ons het 'n probleem want ons sê vir die vrou, maar jy moet dit los en jy moet dit los, jy moet dit los, anders gaan die Here jou nie bless nie. As jy nie geld gee nie, gaan die Here jou finansies nie bless nie. Dit Klop is die man. regte saadjie wat Ja, Ja. ons wil dit was daai. ja, Ja. ons wil die saad plant. Ons wil. Regtig, ons wil daai onverganklike saad van die Here plant. Maar ons as mense doen dit verkeerd. Weet jy, ons het in die skool gebly, ons was daar nie kerk gewees. Wonderlik, pastoor en sy vrou in die gemeente. En daar stap gehou waar en hy sit heel agter. Nou man, outomaties het hulle my weggejaag. Want God verwag van jou iets beters. Ek het vir jou gesê ek sit my voete nooit uit daar nie. Want wat is ek beter as daai man wat 'n behoefte het? Jy mag dit nie doen. En ek het nooit weer kerk toe gegaan. Weet jy wat? Hy het net soveel behoefte, miskien meer as ek. Jy kan nie 'n mens wegwys vandag nie. Laat 'n ding in daai storieetjie wat hulle vertel, jy's oor 'n ou wat uitgejaag is, sit op die trappe. Ja, Toe kom die Here toe sê vir hom, hoorie son, nou hoekom sê jy so? Hy sê ek probeer in die kerk te kom, hulle wil nie my toelaat. Toe sê weet jy wat, ek vir jare en jare probeer ek hier inkom. En so. Dis hoe kerk is vandag. Dat God is nie wel. Ja, God is nie welkom. Ja, ek weet nie, die ding is net ons kan altyd goeders daar sit en sê dis die probleem, dis die probleem. Maar as ons nie daai liefde het nie, want wat sy kootjie sê, dis die liefde van Jesus wat my nader trek, né? Dis sy liefde. Ons sê sy liefde, soos dis my vrou se liefde vir mekaar om dat ek al wil hê sy moet by my wees. Dieselfde met die Here. Maar as ons vir die wêreld sê hoorie maar die Here is so, ek gaan vir julle iets vertel. Ek weet nie of jy hom ken nie, Jerry. Wat is sy naam? Chris, né? Wat? Is dit Christus? Ja, dis Ja, Chris. die fantastiese liefde wat die Here wys, die agape Ja, liefde. ja. Agape. Ja, daar's 'n ouetjie wat saam met ons in die UPC kerk was. Ek sien hom nou voor my verrassing. Ja. Nou ons gaan 1 jaar op 'n konferensie in Pier. Die hele UPC's. Hulle het net begin saamsmelt saam met die swart ouetjies en so aan. Dis daar. En toe word daar vir ons gesê dat ons manne gaan alleen na 'n strand toe. Né? En ons vrouens gaan alleen na 'n strand toe. Ons mag nie saam swem nie en al daai goeters. Nou sê ek vir myself, okay, nou hoekom kan my vrou en die ander vrouens na 'n ander strand toe gaan waar ander mans hulle dophou? Maar ons mag nie ons vrouens dophou nie. En dieselfde met ons. Wat doen ons klomp manne? Jy sien hierdie sê ek wil die hardloop hierso. Hoor wat ek sê. Okay, maar dis wat ek wil sê. Toe kom hierdie een ouetjie, wat is sy naam? Ek gaan nou sê. Andrei. Toe kom hy Andrei Swarts. Toe kom hy met sy denim, met sy langmooi hemp. Hy wollerige langmooi hemde. Die Semmerman, of die Semmerman. Daar duik hy binne in die see met alles daar gehad. Hy swem nou. Sê ek myself, is dit hoe 'n kind van die Here sy naam met 'n plank wil slaan? Dan moet hy dit maar doen. Wat dink die wêreld nie van hierdie mal ou wat met sy denim en sy hemp daar in die water gespring het?
dan swem ons soos 'n malwin. Nee, hoor wat ek sê. En dit is die kerk. Dis ons as kerk. Ons wil iets voorgee wat ons nie is nie. As ons sê ons het liefde in ons hart, moet ons liefde gee. As ons wil uitreiking doen, moet ons uitreiking doen. Maar ons moet die liefde hê om met mense te kan werk. Ons het 1 jaar met ons groot kerk het ons uitreiking gehad hier net hier buitekant, nie buitekant in Bremenstraat daar onder by die huisies daar, containers. Uitreiking gehad. Ons het kombersies uitgedeel, ons het sop uitgedeel. Maar ek weet nie hoeveel mense het ek gedruk en saam met hulle gebid nie. Arm mense. Hulle het gestink van drank en gestink van die vuil waar hulle in bly. Nee? Ek sal nooit daai toesig gesiggies vergeet nie, daai een man en vrou. Dis wat hulle kop. Maar ek gaan hom nie druk nie want hy stink. Dis ernstig. Daar's ons een vriend, hy's 'n moslim, Majid. Vertel gou wat sê Majid. Ja, Majid sê, Hy's 'n maar nou laat moslim. dit my dink aan toe Paulus met Alexander gepraat het. Toe sê hy mos vir Paulus, jy het my amper beweeg. Het my amper beweeg om 'n Nou dit Christen te dis Majid. Hy sê altyd as hy vir my en JJ sien, dan sê hy, as meer Christene soos jy en so Rita is, dan gee ek my lewe vir die Here. Maar nou sê JJ vir hom, hoekom wil jy wag maar daar meer Christene soos ons is? Daar's nog beter mense as ons. Daar's mense wat 'n beter verhouding met die Here het as ons. Daar's mense wat beter dinge uitlewe as ons. So jy kan nie wag vir almal om soos ons te wil wees nie. Ons is mense, ons gaan jou val. Dis net God alleen. Maar dan sê hy net nee, as almal soos ons is, dan sal hy sy lewe vir God gee. Jy moet een ding onthou, baie van die mense daar buite het nie 'n Bybel nie. Ja, dis so. Baie mense daar buite, jy as kind van God is die Bybel wat hy lees. So dit is hoekom dit so belangrik is dat jy 'n konstante lewe moet lei. Jy kan nie op 'n emosionele rollercoaster sit en dan jy op 'n high en dan jy op 'n low en dan jy vol trane en dan jy vol gelag en blydskap en so karring jy aan die hele dag vir dag, drie keer 'n dag het jy 'n hoë seisoen en 'n lae seisoen. So en dit is hoekom dit so belangrik is as ek wanneer jy sê wanneer die Gees van Christus in jou werk, dan begin al hierdie goed vir jou bymekaar kom en jou lewe begin plateau. Ja, daar is opdraandes en afdraandes en dis onvermydelik. Maar jy as kind van God moet emosioneel sterk genoeg wees om wanneer jy 'n opdraande voor jou sien en daar's 'n ou wat 'n afdraande sien om hom halfpad te kan ontmoet, om sy afdraande vir hom baie meer gemaklik te maak. Want hoe meer jy sy afdraande vir hom gemaklik maak, hoe meer gaan God jou opdraande vir jou gemaklik maak. Amen. Ja, so. Nee, dit is so. Maar ek het hierso 'n klomp Bybels hierso wat ons moet gaan uitdeel. Jy dit ook sien ek. Ons moet gaan uitdeel. Dan moet nie so staan en uitgedeel word. Maar nou sê ek nou hoor nou wat ek sê. Dit help nie ons gaan na groepe wat al klaar deur ander kerke bedien word nie. Ons moet in die strate loop want daar's baie mense wat nie by daai groepe betrokke is nie. En ons moet hulle kan bedien. Ons was so rukkie terug saam met Desi by 'n veld gewees of 'n parkie gewees dan in Valeria, Waverley. Ons moet eendag moet ons net besluit okay, ons almal gaan. Ons gaan kyk as wat maak daai mense. Hulle gee vir elke swart mannetjie wat in die asblikke grou, hulle het vir hom 'n trollie gegee wat gebou is en alles. En 'n overall. En 'n overall. Wat hulle was. Nee? Elke tweede week word die waantjie gediens. As die wiele stikkend is, word daar nuwe wiele opgesit sonder dat daar geld gevra word. Hulle elke week word hulle oorpakke gewas. Die mense wat gesê het ons doen dit. Hoor wat ek nou sê. Ek het nou vir gister toe sê ek van daai waantjies gesê.
Nou hulle moet Waverley toe gaan. Hoor my mooi, hulle moet Waverley toe gaan om hulle goedes te. Hoe ver loop hierdie ouetjie wat hier is om daar by Waverley uit? Hoor wat ek sê. Nou kan ons byvoorbeeld met daai ou gaan praat van sê luister, kom ons begin 'n ding hier, want hier is baie swart ouetjies. Hier's baie wat met hulle ou stikkende ou waantjies loop. Nee, as ons iemand kan kry om ook 'n verskil te kan maak. Hoor wat ek sê. Daar's wit ouetjies, daar's swart ouetjies, maar die meeste van hulle is maar swart. Nee? Voordat hy in my huis inkom om te breek, gee ek hom eers iets. Nou, hierso is ek dink 2 of 3 wit ouetjies op ons straat. Net hier af in die pad is daar 'n container. Hulle is elke liewe dag by daai container. En haal alles uit daai container uit en kyk wat hulle kan vat. En hulle het ek weet nie met dra die goeders nie, maar hulle sleep die goeders. En so, maar dis dinge, dis om net vir die wêreld te wys hoe ons kan dit doen, maar ons wil nie met daai sleep sit nie. Ons wil nie sê ag nee, hier kom nou net een nou. Ons wil hê daar moet baie wees. Ek het eendag sit ek hier so sê vir Sorita, ek weet nie of die mense gaan kom nie. Ons gaan net hier sit en dan sal nie glo niemand het gekom nie. Toe kom die ou tannetjie met haar 2 kinders aan. 2 klein kinders. Net hulle. En dit was eintlik 'n awesome. Ja. Dit was baie goed. Ons het nie nodig om ek kyk na kerke, daar's groot kerke, duisende mense. 2, 4, 5, 9000 mense in 'n kerk. As jy in die UPC's gaan kyk en die Jesus Assemblies daai kant in Amerika gaan kyk, nee, dan sê dit, dis die kerk. Dis die kerk en daai groot kerke, dis hoe hulle kerk. En weet jy wat, daai ons is aan die brand, hulle werk. Dan staan jy by daai kerk, dan kyk jy op sy bord. Dan is daar 'n mission trip daai kant, mission trip daai kant en hulle voorsien vir daai oues finansies om daai mission trips te doen. Nou ek moet ook uitgaan en gaan bedien. Ons het dit al gedoen. Priska, daar's baie pastore in Priska, maar hulle ken nie die waarheid nie. Ja. Elke huis het 'n pastoor. Ja. Of 'n Priska. apostel. Ja, Priska. So baie pastore. Ja, okay. Ja, ek beloof jou, ons hou nou hierso in hierdie huis, hou ons nou kerk. As ons klaar kerk gehou, dan loop ons almal net na die buurman toe, dan gaan hou ons weer daar kerk. Dis hoe hulle Dis kyk. hoe hulle kerk. Die hele dag. Die hele dag, hele aand. Dan loop, as hulle klaar is, gaan ons na die buurman toe, en as hulle klaar is, gaan ons na daai buurman toe. Dan hang af of hulle nog wil aanhou tot reg deur die nag, hulle doen dit partykeer, so gaan jy van huis tot huis tot huis tot huis. Ons staan op 'n tipe van 'n heuwel. Praat hierdie pastoor met ons, Donovan. Ja. Praat hy so voor ons in kerk. Hy sê, jy sal hoor. Kom uit die kerk uit. Dan gaan jy hoor, dit klink asof hierdie hele plateau of bergreeks wat hier voor jou, waar al die huisies is, net. Jy hoor hoe die mense sing. Ja. Daar's nie bekleierery nie. Daar's net die dinge van die Here. Maar Hulle gaan regtig soos ja, hulle gaan regtig van huis tot huis, hoor. Ja. Hulle gaan van huis tot Ja, huis. maar dis 'n handelinge beweging. Ja. Ja. En so. Nou ons gaan werk, ons moet werk daarna toe want ons gaan eendag kan ons dit doen. Ja. As die Here nie deur gaan kom vir daai plek nie, het ons 'n probleem. Dan moet hulle moet dan uitdaal. Dan het ons nie meer 'n gebou waar ons kan kerk hou. Maar die Here sal altyd voorsien. Ja, hy sal. Daar is 'n mooi kerk net hier onder in Boysens, daar by Jaco Barkhuizen. Waar is dit as jy Dit hier is in so. die dubbelpad afry? Hierdie Ja, Bremer. ja, Bremer, dan gaan jy in oor van der Hof, Ja. ja, dan kry jy dan gaan jy net so eentjie af. Dan kry jy eerste straat daar waar die garage is, daai Shell garage. Daar aan die agterkant is ook mos 'n Ja, kerk. dis 'n Ja, Trinity dis kerk. Trinity. Jy Dis gaan nie Trinity. doen. 2 kerke in daai blok. Ja, dis 'n swart kerk. Maar Nee, daai dis nie waar die dak kan geval het. Ja, dis 'n swart kerk. was daai nie die kerk wat Frikker op 'n stadium gebruik het nie. Dit was oestyd gemeente geweest. Ja, Daai omsteentjie hulle. Nee, Ja, dis dieper in. verder in. Dis Sy dieper. huis moes verander in 'n kerk. Ja, Labeskag nie is nou. Is nie Labeskag nie. Nee, Terblanche. Gransie. Ja, Lagransie is nou. Sy huis, nou as jy daai huis gekry wat diep daaronder is en jy gaan 'n blok aan, dan kry jy 'n gebou. 'n winkelsentrum net langs hom. Lena is die kap. Ja, daai plekke. Ek weet nie. Maar net langs hom is daar 'n kerk. Nou daai kerk, die ouetjie wat
die kerk was Sondag, was Clint, né? Clint was die Nie die kerk. Sondag, nie die vorige Sondag. Ja, Clint, daai vriend van my, né? Hy gaan na Ferdy. Nee, Nee, Clint. Clint. Hy oukie, Engelse oukie. Wat daar opgestaan het en iets gesê. Maar ja, daar gaan net daar by die kerk aan. Maar ek wil ook nou nie met die pastoor gaan praat nie, want ja, maar hulle sal. Maar ek het al gedink ek moet hierdie plek hier oopmaak, want jy sien jy waar die gate is. Dis waar banke in was. Ek weet of jy was jy gewees toe ons hier bank? Ja. Hy was hier gewees toe ons aan die kerk. En Hy jy is het agter. gesien dat ze voorbij rijdt. Ja. Mm. Hierdie plek was vol. Ons het oor die 80 mense hier gesit. Toe wou die mense hier langs aan en toe kuier ons vir die ander mense, toe gaan ons toe. Maar ek kan nie hoor wat ek sê. Ek kan nie 80 mense hier en my visie is om uit te ry. As ek vir 80 mense uitvat en dan kom mense in, waar gaan hulle? Jy het nie plek gehad. So. Onthou daai tyd toe ons hier agter in die nou se was, jy ook so kom help het, né? Ons was vinnig, so vol. En daar die Here gewerk in hy sitkamer toe, hoor. Onthou daai een keer. Jo. Ja. Maar Jy weet ek en my vrou sit eendag in die huis. Ons het niks om te eet of te drinke of. Dit op die Kerstpunt. En sy sê wat nou my ouma? Ek sê God sal voorsien. Ek het 'n plankie opgemaak, God sal voorsien. En ek glo dit. As jy nie glo nie, dan gaan dit nie gebeur nie. En ek het dit net klaar vir haar gesê. Toe laat weet haar dogter maar, pa moet 'n trolley bring. Ek het vir julle 'n trolley vol vleis. Sy weet nie ons het niks. ja. Here is goed, ja. Dis dat papi net asseblief 'n trolley op pad ek mamma vleis gekry. Nie lank die dag gaan die foon af. Dis die mamma ek het vir jou ietsie inbetaal. Daai kind weet nie, want ons het nie pensioen gekry. Ja, Ja, wat ek onthou dit. Onthou daai Ja. tyd. Sy het dit nie geweet nie. Dus ek het vir jou ietsie in die bank inbetaal. Ja, so. So- Oké, so om so terug te kom doen, hè. na wat jy gesê het, Jerry. Wat gaan ons doen? Nou my grootste ding wat ek met die Here probeer uitsorteer is jy om al ons predikante en mense wat die Here ken by mekaar te kan kry om te kan sê, okay, kom ons breek nou hierdie wal. Kom ons gaan uit. Dis my visie, dit is my strategie. Dis om mense by mekaar te kry wat die Here ken, dis sê kom ons gaan uit. Kom ons gaan kry ouens wat ons kan doop. En hulle kan leer. Maar ons hoor wat ek nou vir jouself, al wen ons siele hierso in ons omgewing, wen ons siele vir die Here, gaan daai ouens nie, hoor wat ek nou sê, en ek sê dat die kameras aan, gaan hulle nie daai kant toe gaan. Hoor wat ek nou sê. Kom ons sê, daar's 'n paar mense, daar by die tannie en die oom, né, wat daar is, wat graag wil kerk toe gaan, né, waar gaan hulle kerk toe gaan? Hulle gaan nie daai kant toe gaan nie. Wat gaan ons maak? Ons gaan nie 'n tent opslaan iewers nie, want ons mag nie meer tente opslaan. Ons gaan van huis tot huis moet gaan. Want ons kan by Jerry se huis het ons op baie sel gehou. Ons kan daar by julle gaan sel hou. Ouma se plek is te groot dat ons almal daar moet omkom. Jy daai mense by ons stel nie belang nie. Ja. Nee, maar ek dink maar die ding is, hulle stel nie belang nie, want die ding is dit help nie, jy praat net een keer met hulle. Ek sê, jy moet altyd daar wees. As jy een keer daar was, moet jy altyd daar wees. Jy kan nie net een keer daar kom en dan verdwyn jy. Hy gee sy hart vir die Here, nee, en jy sê ek is op pad, kom weer terug na jou toe en die dag nie op nie. Dan steel hom daar. Daai mense ken my as ek daar is, hulle weet, vra vir my Daai saal is groot. as ek daar afstap, dan weet die mense, dan sê ek kom in die kerk toe, sê not today, No thank you. ja, No thank you. Not today. en nou waar sit die tannie nou? Nou sy sieklik, nee, en dan moet ons nou rondhardloop om water bid dat die Here haar moet gesond maak. En sy wil nie kerk. En sy wil nie kerk toe kom nie. En sy weet sy moet kerk toe gaan. Maar ons kan haar nie oordeel omdat sy nie wil kerk toe kom nie. Dis die liefde wat haar moet trek. Daar's te veel dinge daar. Weet jy waar kom dit vandaan? Sy kyk na die mense se foute. Ja.
En nou, daai mens wat daai fout gemaak het, breek al af. Want Onthou jy is nou skynheilig, ek gaan nie kerk toe nie, nee. Jy moet nou net mooi verstaan, ek bly nou in my huis. Ja. Dis hoe dit werk. Jy kan nie na 'n mens kyk vandag nie. Ek kan nie. Nee, ek was kon verbaas geweest toe ek die tannie sien, sy kom saam vanaand. Sê jy, ek is bly ek is nie so. Ja, ek is Ja, bly ons tannie. is bly tannie. Ons gaan nou kom aan toe. O, genade. Kan net lekker Okay. wees. Ons gaan elke Woensdag by mekaar kom. Hierso of as ons besluit ons wil by iemand anders se huis gaan, hoef nie net hier te wees nie. En dan gaan ons na iemand anders se huis toe. Maar die ouens moet bereid wees om te sê ons gee ons huis vir daai aand. Dit sal lekker wees om van huis tot huis te gaan. Hierso. Maar kom ons hoor eers wat sê Pastoor Herman, wat is sy planne vorentoe met selle en al daai goeders. Hy weet ek kan nie wag nie. Ek is ou wat ek sien hy sê nou daar iets. Ons moet in eendragtigheid vorentoe gaan. Sê dat ek nie in eendrag nee, hy is nie weg. Maar ons gaan moet ons ouens gaan moet daai dam wil breek as ons wil iets moet gebeur. Al hoe ons dit gaan doen is wanneer daar 'n groepie mense is wat sê kom ons vat dit en ons doen dit. Nou ja. Okay. Is daar iets waarvoor ons kan bid? Ja, asseblief, vir Beaufort Wes is verskriklik groot. My kinders bly daar. Hy sê my mamma 45 grade, daar's nie water nie. Hy sê dis ontsettend warm. Hy sê asseblief mamma, bid julle net vir ons vir reën. Okay. Belfast, hè? Ja, Beaufort Wes. Beaufort Wes. Beaufort. Noord-Kaap. Dis in Noord-Kaap, daar's nie water nie. Ja, want ons kry al die water hier. Ja. Ons is geseën. Nog enige ander versoek? Ek weer iets vertel. 2022 toe trek ek Kleinsee toe. Toe is dit droog. En my broer se seun hulle is in Wakkerstroom. Nou Natal. Hulle kry 3000 mm reën 'n jaar. Ja, dis baie. Nou dis omtrent so hoog soos daai. Ja. 3 meter, bietjie hoër is dit. En ons bid vir reën en ek vat die Here vas op sy woord en bid een kant, ek bid, ek roep die Here, ek sê Here, as daai mense 3000 mm reën kan kry, kan ons 1000 mm kry. Ek roep die Here, ek vat die Here vas vir 1000 mm reën. En nie baie lankie toe begin dit reën. Kry ek Springbok en al daai areas, Garries, al daai plekke. Die water kom af in die Buffelsrivier tot daar by ons monte en die see in. En dit was die eerste keer in 21 jaar dat daai rivier loop. Maar hy loop so geweldig. Hoor mooi, hy loop so geweldig dat al die brûe wat hy in sy pad kry, spoel hy weg. Al die brûe, ons is afgesny, totaal en al afgesny van die buitewêreld vir 3,5 maande. En toe sê ons in Kleinsee kwaad vir my. En toe hulle weer begin bid vir hom, toe sê hulle, pastoor, jy bid nie. Ek sê, hoekom nie? Hy sê, nee, jy kan bid. Maar ons sal sê, hoeveel moet dit wees? Jy kan bid vir een, ons het nie probleem, maar ons sal sê, hoeveel moet dit wees? So ja, dis die God wat ek kan bid. Ja. Al is daar een man, Sondag se boodskap, een man kan 'n verskil maak. Is so. En dit is wat dit so great gemaak het. Die Here het vir my gesê, gaan 3 jaar Kleinsee toe, 3 jaar amper op die dag. Baas op die dag van 3 jaar toe trek ek daar weg. Toe gaan ek Natal toe. So 3 jaar het God my daar
geonderhou. Hy het die kraaie bevel gegee. Dan kom ouens by my, dan maak ek hulle karre reg, dan sê hulle, pastoor, ek het nie geld om jou te kan betaal nie, dan sê ek, nie is reg. Nie worry nie. Baie ouens kom stop sy kar en sê, pastoor, my kar moet reg, ek moet by die werk uitkom, maar ek het nie geld om hom reg te kan maak nie. Dan maak hy sy kar verniet reg. Sê, kry net by die parte. Parte is nogal redelike krisis daarso. Dan kry hy my die parte, dan maak sy kar reg. 2 dae later, dan kom hy met 3 snoeke daaraan, sulke groot goed, 3, 4, partykeer 5 snoeke. Nou, dank die Here daarvoor, want ek is allergies vir vis, so ek mag nie vis eet nie. Ek is lief. So dan deel ek uit, dan deel ek uit. Ouens bring vir my geelsterte. Dis blykbaar een van die lekkerste visse wat daar is. Dan bring hy en sê, ek kan jou nie betaal nie, of ek, dit wat jy gedoen het is baie meer, dis meer werd as wat jy my gevra het. Dis vir jou geelstert, dan sit 'n 6-7 kilogram geelstert, so verskriklike ding. Dan vat ek hom daar na Kaptein Alwyn toe, of na Marius toe, of ek vir jou sê, dan kry hulle almal by mekaar. Dan maak Kaptein Alwyn na hy geelstert gaan, dan braai hulle hom, of hulle bak hom, of hulle, Maak iets. ja. Môre kort ek weer iets. Hoor mooi hoe werk die Here. Môre kort ek weer iets. Dan kom kuier Marius en Kaptein Alwyn daar by my. Dan as ons daar buite sit, dan sê Marius, okay, ek gaan gou draai loop. Dan hardloop hy daar in my huis in, want hy, en dan is hy in my huiskas. Dan sit ek al buite, dan maak hy my huiskas oop, en dan sien hy, daar's niks. Daar's niks. Ek het tot 'n borreltjie, 'n leë borreltjie gehad vir die pelle wat kom kuier, wat niks wil drink nie. En dan 2 dae, dan kom hulle daar, het hulle skaap geslag. So voorsien God, dag na dag na dag. Maar as jy jou hand toemaak, so hard as wat jy jou hand toemaak, so hard maak jy dit vir God, om jou te kan bless. So daar's 'n skrif wat sê, hy wat vir 'n ander een sorg, sal nooit, hoor mooi, God se wette is so, sal nooit self tekort hê nie. So meer jy vir 'n ander ou sorg, meer sorg die Here vir jou. Jou yskas sal nie leeg gaan nie. Jou kar se petrol sal nie klaar gaan nie. Want die Here weet, as jy jou voertuig stel vir die werk van die Here, sal God vir jou voorsien dat daar is. Daar sal nie baie wees nie. Daar sal wees vir jou trip soontoe en terug. Genoeg. En môre weer vir jou trip soontoe en terug. Sal God elke dag, as hy vir Elia sê, gaan bly by die spruitkrit en daar sal ek die kraaie bevel gee. En dit is die skrif wat die Here vir my gegee het toe ek Kluisje toe moet gaan. En eendag toe ry ek Springbok toe. En ek is in gesprek met die Here die heel pad, en ek het in Springbok gaan preek. En ek maak my Bybel oop. En hy sê, het ek nie die kraaie bevel gegee om jou te onderhou nie. Dis die God wat ons aanbid. En ek wil julle bemoedig met hierdie ding. Ek wil julle bemoedig met hierdie. Jy sal nie bo jou kragte voorsien versoek word nie. Julle wil uitreik werk doen en julle wil al die goed doen. God sal vir jou 'n deur oopmaak. As jou hart ingestel is tot daar, sal die Here God vir jou 'n deur oopmaak sodat jy met iemand kan praat. As jy wil uitreik, God sal vir jou 'n deur oopmaak sodat jy kan uitreik. Maar jou hart moet opreg wees met God. Die deur is klaar daar, die ding sê, ons as mens moet net wil, so weet, God doen dit. Maar die Here sê, wie kan ek stuur? Wie kan ek stuur? As ons nie wil nie, gaan ons nie. Ons moet wil. Ja, oké. Kom ons bid gou. Ek is aan persoon, jy praat so lekker. Bid vir ons asseblief. Bid sommer vir Belfort, nee. Beaufort wees. Die Noord-Kaap is so skrikkelik. Ja. Daar
riviere is droog, die visse lê dood. Ja, Okay. Kom sit net so. nee, sit net so. Ja. Wat 'n voorreg. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Here, wat 'n voorreg is dit om weer in U teenwoordigheid te kan wees. Here, net weer so bietjie onder die hitte van die salwing te kon inbeweeg en te kon Yes, ervaar, Lord. Here, Thank dat you, Jesus. U is gister en vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. Amen. Ons kan kom roep die Here en ons kan kom vra, want die skrif sê, die oor is nooit te doof om te hoor en die arm is nooit te kort om te help. Eerstens, Here, bring ek by Beaufort Wes voor die Here, die Noord-Kaap area uit, en ek het daar gebly, weet, Here, ek het daar gebly en ons het geroep vir reën, Here, en het voorsien na die rykdom van die genade. You doen dit, yes, Lord. Vanaand, Here, kom roep ons vir Beaufort Wes wat droog is. Yes. Maak die sluis. Ek herinner my aan 'n skrif wat sê Elia was 'n man net soos ons. En hy het gebid en die Here het vir 3 jaar nie laat reën op die aarde val nie. En dan het hy eentjie verder vat en Elia het gebid en die Here het die wolke gestuur. 'n Wolk so klein soos 'n man se hand, Here. Ek kom proklameer vanaand, Here, ek kom proklameer, ek kom staan in die Gees en ek kom proklameer reën in daai area, in daai opvangsgebied, in daai naby area, Here, daar waar mense is wat diere besig is om te vrek van die dors. Die tannie sê visse lê op die droë grond. Here, U woord is ewig waar wat sê as ons vra, sal U gee en daarom, Here, kom staan ook op U woord wat sê U woord bly ewig waar. Ek kom roep, Here, vir reën in daai area. Ek kom maak, Here, die sluise van die hemel los Yes, dankie, Here. ten opsigte van reën vir daai area. Dankie, Here, dat ons kan kom staan op die autoriteit van die woord wat sê groter dinge as wat ek gedoen het, sal julle doen. Amen. Daarom, Here, ruk ek die hemel oop en ek proklameer reën in daai area. En ons dank U daarvoor, Here. Daar's 'n skrif wat sê, bring al julle behoeftes met gesmeking en danksegging. Here, ons kom vra nie net nie. Ons kom sê dankie, Here. Ons kom al reeds in oorwinning en ons kom sê dankie, Here, vir reën, vir uitkoms in daai area. Halleluja. Ook vir hierdie sel, Here, terwyl dit sy eerste aand is, wil ek kom roep vanaand, Here, dat daar groei sal wees. Ek proklameer groei in hierdie area. Ek spreek lewe in hierdie sel, Here. Ek spreek lewe in hierdie area. Ek spreek 'n honger na die woord van God. Amen. Ek spreek 'n honger nie net na die woord nie, Here, maar na die totale koinonia, Here, die teenwoordigheid en die salwing van die Heilige Gees in hierdie area. Net hier af van die straat, Here, bly my neef. My hart is, Here, dat U vanaand met hulle sal werk. Wanneer ons volgende week by mekaar sal kom, Here, dat hulle ook hier sal wees. My suster wat by die huis is vanaand, wat nie lekker voel nie, dat sy ook hier sal wees. Elkeen van ons geliefdes wat in hierdie kring sit, Here, en daar's baie. Want ons het nie net 1 en 2 nie, ons het kringe, Here. My hart is dat die bande sal losgebreek word. Dat daar 'n smagting en 'n hinkering sal kom om by 'n plek soos die te kan wees waar U teenwoordig is. Eer U. Gaan met ons deur hierdie nag, Here. Dankie vir elkeen wat opgetrek het en die moeite werd gehad het om op te trek, Here. My hart is seën hulle bo verwagting. Here, want U seën nie net nie, U seën bo verwagting. Kom maak die sluise van die hemel oop, Here. En bless ons volgens die rykdom van U genade. Filippense 4:19. Volgens die rykdom van U genade. Ons eer U in Jesus naam. Amen. Yes, dankie.
Moes slaap nie. Oké julle, my vroukie gaan goed vir ons die koor kry. Wie sit nie swaar nie. Kom, loop saam met my. Ja, dan gaan seker daai ding nou afsit. Ja, is mooi. Sien jy dan af? Wat sien ons? Ek het eers die huis gesleutels by die sy. Dis die maag die Zullen we het kan afbrengen of niet? Speel je er nog?